Hallo en baie welkom. Dis nogal ongelooflik om te dink, maar jou liggaam het sy eie ingeboude stelsel om van die grootste bedreigings vir jou bloedsomloop aan te pak. Vandag kyk ons na 'n merkwaardige stukkie ingenieurswerk en dit alles gebeur op 'n mikroskopiese skaal. Stel jou dit 'n bietjie voor, 'n massiewe verkeersknop wat 'n hoofsnelweg in jou liggaam heeltemal toemaak. Nou, wat is jou liggaam in plaas van om net te wag, eenvoudig sy eie ompaaie kon begin bou om daardie vloei te herstel? En nee, hierdie is nie iets uit 'n fliekkie, dis heeltemal werklik. Dis eintlik die kern van hoe ons liggame 'n baie ernstige mediese toestand beveg, wat die bloedvloei na ons arms en bene kan afsny. Goed, kom ons spring weg. Eerstens, voor ons by die oplossings kom, moet ons die probleem verstaan. Watter tipe verkeersknope probeer die liggaam nou eintlik oplos? Die skuldige is perifere arteriale siekte of PAS. Dis basies wanneer die are, veral in jou bene, begin vernou. As dit regtig erg raak, kan dit lei tot iets genaamd kritiese ledemaat iskemie en dis so ernstig soos dit klink. Ons praat van intense pyn, sere wat net nie wil genees nie en ja, in die ergste gevalle die verlies van 'n ledemaat. So die situasie is absoluut krities. So in reaksie op hierdie gevaarlike blokkasies, wat doen die liggaam? Wel, hy aktiveer 'n ongelooflike interne herstelmeganisme. Kom ons kyk 'n bietjie hoe hierdie noodomleiding van die natuur nou eintlik werk. Die groot spoggerige woord vir die hele proses is neovaskularisasië, wat letterlik net beteken die skepping van nuwe vatte. Maar die liggaam is slim. Hy gebruik nie net een plan nie. Hy het twee heeltemal verskillende strategieë en elkeen word deur verskillende syne geaktiveer. Goed, dis hier waar dit regtig interessant raak. Dink so daaraan. Arteriogenese. Dis soos om 'n splinternuwe groot snelweg te bou wat 'n hele geblokkeerde stad omseil. Dis 'n massiewe projek wat begin as gevolg van die fisiese druk van die bloed wat 'n nuwe roete soek. Angiogenese aan die ander kant is soos om 'n fyn netwerk van klein plaaslike straatjies te bou om suurstof direk by die huise af te lewer wat afgesny is. Dit word weer geaktiveer deur die weefsel wat letterlik skree vir suurstof. Twee verskillende probleme, twee briljante oplossings. So, hoe bou die liggaam daardie snelweg? Wel, dis 'n 4-stap proses. Eerstens, die verhoogde druk in bloedvloei stuur 'n fisiese stressein uit. Dit maak die wande van bestaande klein vaatjies klewerig. Dan stap 2. Hierdie klewerige oppervlak lok die konstruksiespan, immuunselle genaamd monosiete. In stap 3 stel hierdie selle 'n klomp groeifaktore vry, wat die klein vaatjie beveel om te begin groei, verdik en uitbrei tot 'n volwaardige ompad. En laastens, soos 'n goeie tuinier, snoei die liggaam die ondoeltreffende roetes weg en versterk net die heel bestes. Slim, né? Goed, kom ons skuif nou na daai tweede strategie. Angiogenese. As arteriogenese die hoofkontrakteur is wat die groot snelweg bou, dan is angiogenese 'n hoogs gespesialiseerde span wat die fyn delikate werk doen om daai plaaslike straatjies aan te lê. En hierdie span het 3 sleutelspelers. Heel voor, aan die voorpunt van elke nuwe paadjie, kry jy die puntsel. Dink aan hom as die span se verkenner. Hy word gelei deur chemiese broodkrummels wat die weefsel wat suurstof soek uitstuur, en hy steek klein voelers of vingers uit om die pad vorentoe te vind. Reg agter daai verkenner kom die stamsel. Hy is die bouer. Terwyl die puntsel die rigting aandui, is dit die stamsel wat vinnig verdeel om die werklike lengte en struktuur van die nuwe bloedvaatjie te bou. Hy vorm die holpyp waardeur die bloed gaan vloei. En laastens, sodra die nuwe pad gebou is, verander die selle in phalankselle. Hulle is die stabiliseerders. Hulle vorm 'n stewige volwasse waadwand, maak alles mooi dig en maak die nuwe kapillêr gereed vir sy baie belangrike werk om suurstof en voedingsstowwe af te lewer. Goed, met so 'n ongelooflike stelsel in plek, is die groot vraag mos, hoekom kry mense dan steeds amputasies as gevolg van PAS? Wel, ongelukkig kan hierdie briljante natuurlike herstelproses gesaboteer word. En hier is die skuldiges. Die gewone kardiovaskulêre risikofaktore wat ons almal ken, is die saboteurs in ons storie. Dinge soos veroudering, diabetes, hoë bloeddruk, hoë cholesterol en veral rook. Hulle werk almal aktief teen die liggaam se pogings om homself te herstel. Hulle doen dit op allerlei slinkse maniere.
Diabetes byvoorbeeld maak dit moeiliker vir die liggaam om daai belangrike monocyte-herstelselle te mobiliseer. Hoë cholesterol kan weer inmeng met die seine wat die selle nodig het om te weet waarheen om te gaan. Die punt is, hierdie faktore gooi sand in die ratte op elke liewe vlak en dit verlam die liggaam se natuurlike vermoë om homself te genees. En dit bring ons by die laaste, en miskien die mees opwindende deel van ons storie. Die wetenskaplike soeke na maniere om die liggaam se eie bouers 'n hupstoot te gee. Die eerste idee wat navorsers gehad het, was eintlik heel logies. Hulle het gedink, wel, as die bouproses groeifaktore nodig het, wat as ons net meer van daardie faktore inspuit? En dit het gelei tot die eerste golf van navorsing wat gefokus het op geen- en proteïnterapie. Hulle het gefokus op sleutelproteïnes soos VEGF en FGF. Maar die resultate? Nogal teleurstellend. Al was daar hier en daar 'n paar positiewe tekens, het baie van die proewe geen werklike verbetering getoon in vergelyking met 'n placebo nie. Dit het gebleik dat om net een bestanddeel van 'n baie komplekse resep uit te voeg, eenvoudig nie genoeg was nie. Dit het wetenskapers laat besef hulle het 'n slimmer benadering nodig. In plaas daarvan om net een proteïene by te voeg, wat as ons die liggaam voorsien van die volledige fabrieke, die selle self, wat al die nodige faktore op presies die regte tyd en plek kan vervaardig. En dis die groot idee agter selgebaseerde terapie. En hierdie strategie, wel, dit het baie meer belofte getoon. Deur 'n pasiënt se eie stamselle of voorloperselle te gebruik en dit direk in die beseerde ledemaat in te spuit, het studies aansienlike verbeterings begin toon. Ons praat van beter pynverligting, vinniger wondgenesing en in baie gevalle 'n hoër kans op amputasievrye oorlewing. Dis 'n briljante aanduiding dat die toekoms dalk lê in die bemagtiging van die liggaam se eie herstelspanne. So, dit alles laat ons met 'n baie fascinerende gedagte. Ons het hierdie ongelooflike, ingeboude stelsel vir selfherstel. Moderne medisyne begin nou eers regtig leer hoe om daarmee saam te werk, eerder as om dit te probeer vervang. Die ware toekoms van die behandeling van siektes soos hierdie lê dalk nie in kunsmatige oplossings nie, maar daarin om die liggaam se eie merkwaardige vermoëns te ontsluit en te versterk. Dankie dat jy saamgeluister het.